Goeiedag, liewe luisteraars. Ek is Willie Sondersen en ek groet u hier op die senders van Joy Gospel Radio. Nou, ek nooi u saam met my te kuier hier op my program Wolke van Getuienisse. En ons almal het 'n getuienis, nie waar nie? Nou, vandag wil ek met u gesels oor die woestyn bring die oorwinning. Die woestyn bring die oorwinning. Nou, Psalm 63 begin met 'n kreet van oorwinning van die lippe van koning Dawid. Sou koning Dawid net geroep het, o God, dan was dit 'n kreet om hulp, maar hy voeg by, u is my God, u is my God. Dit is soos 'n kind wie haar pa haar held is en die kind weet dat wat ook al hom of haar gaan bedreig, pa sal daar wees, want hy is haar pa, hy is haar held. En nou die kind glo in hom en vertrou hom dat hy daar sal wees vir in alle omstandighede. Dit is so tragies, vriende, dat ons vandag dit in hierdie moderne tyd nie kan sê van al die paas nie. Koning Dawid roep uit en hy sê, o God, u is my God. Ek soek u. Uit vorige ondervindings agter die skape het hy geroep na hierdie God, en God was altyd daar in tye van nood. In tye van voorspoed het Dawid geweet, God sal altyd daar wees. Hy soek hom nie daar in die stad tussen die gewoel van die mense, die betonmure waar die strate ligte en die neonligte van die stad flikker nie. Maar hy soek hom daar waar hy heel moontlik maar net 'n nommer sal wees tussen die juigende skares waar die rykes baljaar nie. Hy soek hom nie daar nie, maar hy soek hom hier in die stilte van die woestyn. Daar waar die sand teen jou bene waai en die son jou brand. Dit is hier, vriende, in die eensaamheid waar hy nader aan sy Skepper voel as wat dit is in die woestyn hier om hom. Daar die intieme oomblikkies waar hy sy liefdeverklaring aan sy God kan maak. U is my God, u soek ek hoor daai woord, ek hoor daai siel van hom sê. Hy sê, my siel dors na u, my vlees smag na u in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Here, my vlees smag na u in 'n dor en uitgedroogde land. Daar's nie water nie, maar sy siel dors na dit. Here, my omstandighede lyk nie gunstig nie. Dit is dor en uitgedroog en daar is nie water nie. Daar is nie 'n woord van God nie. Psalm 5 roep koning Dawid, ag Here, as vriende, as jy nou so luisteraars, as jy so kyk, ag Here, hoeveel keer sê ons net dieselfde woorde, ag Here, luister na my woorde, let op my versigtinge, gee ag op die stem van my hulp geroep, my koning en my God, want tot u bid ek. Vriende, jy voel wanhoopig, dit voel asof jy 'n lang genoeg leer kan kry om op te klim en aan die hemelse deur te gaan klop. Die feit dat jy na hom toe roep, wys tog dat jy op hom vertrou en dat hy weet dat hy is die bron van jou uitkomste. Al sal die vyand my lewe soek en die doel waarvoor God my gesalf het, om as koning te heers oor my omstandighede, en al voel dit so ver buite jou bereik, weet ek dat as ek net kan volhard in die hoop. Paulus sê, as ons sien wat ons hoop, waarom hoop ons dit nog? Ek tog aan die einde die heerlikheid van God sal aanskou as ek bly hoop en die hoop vashou. Hoop skyn op sy helderste, vriende, wanneer die nag op sy donkerste is. Hoop sing wanneer daar nie musiek is nie. Hoop bly glo al is die dokterste verslae verdoemend. Hoop is sy standhoudende fontein in die hart van elke gelowige wat volhard om op hom te vertrou. Paulus skryf in Romeine 8, hy sê, as ek hoop op dit wat ek nie sien nie, dan wag ek ons daarop, met volharding, daai volharding, liewe vriende, dit is wat baie keer kort kom by baie van ons Christene.
5 jaar gelede, die 30ste Januarie 2012, met ons besoek aan die hermatoloog, ontvang ons hierdie ontstellende nuus. Annetjie, my liefling vrou, is 'n wit en rooi bloedselle en haar bloedplaatjies wat alle siektes in die liggaam teewerk, alle infeksies en alles wat hy teewerk, dit werk nie meer deur die beenmerg aan die liggaam voorsien dit werk nie meer nie, want die beenmerg voorsien dit. Om dit baie prakties en verstaanbaar te maak, die beenmerg wat die fabriek is, wat die wit en rooi bloedselle aan die liggaam voorsien, produseer nie meer die soldaatjies wat alle infeksie in die liggaam moet beveg nie. Met ander woorde, sou my vrou enige verkoue of infeksie opgedoen het, dan sal dit haar hele liggaam vergiftig en dit kan haar dood ook veroorsaak. Pynlike dood van infeksie. Die enigste oplossing beteken 'n beenmergoorplanting van 'n lid van 'n familie, haar broers of een van haar susters. Haar broer is oorlede, haar suster is gediagnoseer met kanker in haar bors wat suksesvol behandel word. Haar oudste suster het pas aan 'n neurus of wat aneurysma in die brein ondergaan. Dit maak dit egter onmoontlik om 'n skenker te kry van haar eie bloedfamilie. En in die eerste plek is die koste aan 'n beenmergoorplanting so astronomies hoog en kan maklik miljoene beloop. Met ander woorde, die moontlikheid om 'n beenmergoorplanting te ondergaan is buite, vriende, buite die kwessie. Ons kan dit nie eers oorweeg nie, want ons het nie daai geld nie, vriende. Dit kan nie eens oorweeg word nie. Die nuus het my so ontstel dat ek later in trane uitgebars het. As ek haar so in my arms vashou met die wete dat sy kan enige oomblik van my weggeneem word, volgens alle dokters verslae, dan besef jy is in 'n dor en uitgedroogde woestyn sonder water. Al wat jy sien is net sand. Al wat jy sien is die son wat bitter hard op jou skyn. As God nie bonatuurlik ingryp nie, vriende, dan staar jy 'n gewisse woestyn dood in die gesig. In tye soos hierdie besef jy jou enigste hoop is by God. Al wat nou moet gebeur is dat ek die desperaatheid God se heiligdom moet opsoek, sodat ek hier binne in my woestyn God se heerlikheid en krag kan gewaar en kan sien. As ek terugdink aan die stormagtige pad wat ek in hierdie liefling van my gekom het, dan bly daar net een opsie oor en dit is om die vyand in die oë te kyk en te sê ek gee die moed nie op nie. Halleluja, ek hou vas aan hom wat lewe gee. I know a man. Halleluja, daardie man wat weet, een man, vriende, met God is in 'n meerderheid. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Hy wat die waters met die holte van sy hand afgemeet het en van die hemele met 'n span die maat geneem het en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang het en die berge geweeg het met 'n weegstoestel en die heuwels met 'n weegskaal. Vriende, hy is aan jou kant. Halleluja. Sal enige iets vir hom te wonderbaar wees. Op daardie stadium, Januarie 2012, was ek en Annetjie reeds 45 jaar en 6 maande getroud. Saam met ons die soet en die suur van die lewe beleef. Sy was maar 21 jaar oud toe die ontploffing op 27 Mei 1968, 57 jaar gelede, ons lewe aan skerwe geruk het. Vir jare moes sy na my omsien. Sy moes my versorg. Sy moes my bad. Sy moes my aantrek. Sy moes my voer. Ek was so afhanklik van haar wanneer ek huil van pyn en die gevoel van neerslagtigheid op my wil oorweldig, dan was sy daar met haar warm liefde om my weer moed in te praat. Môre sal die son weer skyn, het sy menige kere vir my gesê.
Ek het ek het ware liefde ervaar wanneer sy my so teen haar hart vasdruk en die mooiste troostwoorde oor my spreek. Die woestyn het ook mooi dae, vriende. Dit sal nie altyd 'n woestyn wees nie, maar God is 'n God wat herstel in die woestyn. Dan skep ek weer moed om die volgende tree te gee na herstel toe. Saam met ons getreur toe sy haar tweeling verloor het en die wete dat daar nooit weer 'n ander enetjie kan sou wees nie. Die wonderlikste oomblik toe ons hartseer getroos was, toe ons 'n ou babietjie kon aanneem. Ek het so pas met u dit alles gedeel. Saam met ons drietjies gehuil toe ons dogter na haar eerste verjaarsdag wettiglik die dokumente ontvang het van dat sy nou 'n sondersin is, dat sy agter haar naampie kon skryf. Die hartseer ontdekking dat ons aangenome liefling reeds van haar geboorte af 'n epileptiese leier is en op 4-jarige ouderdom breinvliesontsteking opgedoen het, dat sy op 'n stadium blind en stom was. Toe Annetjie se moeder kanker gekry het en sy haar met soveel tere liefde versorg het, dat sy nagte langs haar moeder se bed geslaap en in die nag haar moeder se hand vasgehou tydens haar pynlike ure in haar stryd teen die kanker. Tot op die laaste was sy daar om die laaste myl saam met haar ou moeder te stap en sy vaarwel kon sê totdat ons weer gaan ontmoet. My skoonmoeder was 'n godsvrou gewees en ek is seker ek weet waar sy is. Halleluja, sy het deur die storms gekom, saam met ons op 'n matras op die vloer geslaap, ek en Annetjie, in 'n leë huis toe my besigheidstransaksies skeef geloop het, en ons alles, ons besittings, ons huis, ons meubels, ons motors en alles verloor het. Nooit het sy my verwyd, toe daar ook soos met baie huwelike die verwoester ook 'n derde persoon gestuur het om ook aan ons huwelikse teenpenne te kom ruk net nie. Haar onbaatsigtige liefde vir God was die rots waarop ons huwelik gebou was. Toe ons die 20ste Januarie 2012 uit die dokter se spreekkamers uitstap met die ontstellende nuus, toe het ons besef dit is hier in die woestyn van Juda wat ons gaan verhoog word of ons gaan verpletter word. Ons moet die keuse maak as ons God in ons sy heiligdom wil aanskou. Saam met ons besluit, ons gaan God vertrou in 'n tyd soos hierdie. Kom ons om, dan kom ons om. Ons gaan God vertrou. O vriende, al gaan ons oor, al gaan ons onder, ons bly vertrou. Annetjie is onmiddellik op inspuitings geplaas. Ons mediese fonds het R20.000 'n maand gekos het. Hierdie inspuitings help net om die bietjie lewe wat nog daar is, net aan die lewe te hou. Deur die tyd doen hulle persoonlike bloedtoetse om die bloedvlakke te monitor. Want as dit verder daal, dan is dit die einde. Dit beteken dan die einde as dit verder daal. Op 21 Augustus 2015 word daar weer bloedmonsters geneem. Die uitslag word direk per internet aan die hermatoloog gestuur. Ons was nog op pad na ons huis in Betty's Bay in die Kaap, toe ontvang ons die ontstellende telefoonoproep van die hermatoloog dat Annetjie se bloedvlakke het skielik gedaal en dis groot gevaar vir haar. Haar bloedvlakke is 0. Sy loop gevaar om die geringste infeksie of as haar koors net sou styg, kan dit net die einde beteken. Sy word beveel om onmiddellik na die Panorama kliniek te gaan, want sy moet dadelik bloedoortappings kry. Sy word opgeneem in die intensiewe sorg van die Panorama Hospitaal. Gedurig word haar bloedvlakke gemonitor en ontvang sy ook antibiotika. Na 'n week word sy huis toe gestuur, maar sy mag nie ver van die hospitale bly nie en sy moet in 'n absoluut gesteriliseerde omgewing bly.
Haar suster onderneem om haar huis te huisves in Durbanville naby die Panorama Hospitaal. Sou daar 'n krisis in haar toestand ontstaan het, is dit 'n paar minute se rytop by die Panorama kliniek. Ons woon in Betty's Bay. Dit is so wat 'n uur en 'n half se ry van die Panorama kliniek af. Volgens die dokter is dit te ver. Ek besef dat daar soveel aanpassings by ons huis gemaak sal moet word as hy eendag weer huis toe sal kom. Ek sal moet alles steriliseer. Ek sal moet werk maak met alles. Sy mag nie in 'n ongesteriliseerde plek bly nie. Die dermatoloog het streng reëls neergelê dat sy in 'n absoluut gesteriliseerde omgewing vir die res van haar lewe sal moet bly. Om haar langer by my te kan hê, sal ek moet die huis en haar kamer gedurig steriel hou. Dit moet as absoluut kiemvry wees, terwyl sy vereers by haar suster bly. Haar suster het alles so kiemvry en gemaklik gemaak as moontlik. Annetjie was baie swak en die kleur in haar gesig het duidelik die tekens getoon van 'n drastiese verandering wat alreeds in haar liggaam sy tol begin eis het. Sy het ontsettend moeg geword en beweeg moeilik. By my huis in Betsy's Bay het ek skielik die alleenheid geervaar. Die skielike verantwoordelikheid wat op my rus en die 2 kinders wat ook gedurig my aandag nodig het. Ek het voor die Here in trane my seer, my hart voor God uitgestuur. Maar in dit alles kon ek sê, U is my God. Ek het ernstig vir God vir 'n antwoord gevra. Dit is hier, vriende, waar wanneer jy die woord van God moet kry, Here, praat net met my. Koning Dawid bevind hom in 'n dor, in 'n uitgedroogde woestyn sonder water. Ek soek 'n woord van die Here. Ek bid en ek roep na die Here toe. Ek sê, Here, praat net met my, omtrent my liefling. Ek wil weet, Here, U ken die omstandighede. U weet dat die enigste wat gaan help is 'n beenmurgoorplanting. Ek bid en huil voor die Here en sê, Here, gee my net 'n woord wat gaan met Annetjie gebeur. Sê net vir my. Ek tel my Bybel op en ek sê, Here, praat nou met my. Ek pleit die bloed van Jesus oor die woord. En vriende, baie mense sê, ek kan dit nie so vir die Here vra om met jou te praat nie. Baie mense glo nie daaraan nie. Maar vriende, ek was desperaat. Ek moes 'n antwoord kry uit die troonsaal van die hemel. Ek kon nie nog skrif soek om my gemoed te troos nie. Ek moes 'n antwoord uit God se troonsaal kry. Ek slaan my Bybel oop en druk met my vinger op enige skrif en ek lees. Dit was presies die skrif wat ek gekry het. Toe ek die Bybel oopslaan, toe druk ek op hierdie skrif Markus 10 vers 27, maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by die mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Dis 'n woord van die Here, want by God is alle dinge moontlik. Ek het geweet dat God het uit die hemel met my gepraat. Ek het skielik moed gekry. Ek het daardie skrif begin verklaar. Ek het dit quoteer. Ek het dit in my sielwese, in elke fiber of my body, het ek hom gemaak, my skrif. Daar waar ek gaan, waar ek loop, presenteer ek daardie skrif. Annetjie se broer wat oorlede is, 'n vrou, is 'n pastores, is in 'n gemeente in Durbanville. Sy vra toe vir haar pastoor om vir Annetjie te gaan bid terwyl sy by haar suster aan huis is. Hulle kom bid vir Annetjie waar sy by die haar daar in Durbanville. Hierdie pastoor het 'n baie sterk Heilige Gees gawe van kennis wat die Here hom mee toebedeel het. Hulle het saam vir Annetjie gebid en nadat hy gegroet het, stap hy uit tot by die hek van die erf. Net soos Jesaja, nadat Jesaja die boodskap aan koning Hizkia afgegee het, dat hy sy huis in orde moet kry, want hy gaan sterf, het koning Hizkia sy aangesig na die muur gedraai en bitterlik begin ween.
Toe Jesaja by die poort van die stad gekom het die Here vir Jesaja gesê, draai terug en gaan sê aan koning Hizkia, die Here voeg 15 jaar by sy lewe by. Ons ken almal daardie geskiedenis, vriende. Toe hierdie pastoor soos Jesaja by die hek van die perseel kom, waar my swaar hulle bly, het die Here hom terug laat draai en vir Annike te gaan sê dat die Here voeg nog jare by jou lewe by. Dit is nog nie die einde nie. O, dit voel dis God wat antwoord. En dat sy nie aan hierdie siekte sal sterf nie, maar dat sy in 'n vrede sal heen gaan wanneer haar tyd daar is. Annetjie moes verskeie keer terug hospitaal toe gaan om weer bloed te kry, want sy was baie siek en baie swak en moeg tot die dood toe. Op 'n stadium het sy 'n bietjie beter geword en dokter het haar toegelaat om huis toe te kom, daar dit beklemtoon dat die omgewing moet absoluut kiemvry wees. Haar koors mag nie onder geen omstandighede hoër as 33 gaan nie. Sou haar koors 39 wees, moet ons onmiddellik dadelik die 120 kilometers af lê Panorama Hospitaal toe, sodat sy dadelik opgeneem kan word, want dit is alreeds 'n krisis. Intussen ontvang sy steeds die inspuitings van R20.000 per maand, wat bloot net dien om die wit bloedselle en die rooi bloedselle en die bloedplaatjies aan die lewe te hou. Dis nou geen genesing in nie, net as 'n tipe hulpmiddel om haar daarna daardie ekstra krag te gee. Kort moet sy gaan vir bloedoortappings. Sodra haar kragte afneem, elke môre hou ons avondmaal en dan salf ek haar met olie en ek spreek die woord van genesing oor haar. Ek vermaan die Here dat hy my skrif gegee het, dat by die mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Halleluja. Soms in die dag spreek ek lewe oor my liefling. As ons bid, dan dank ek die Here vir 'n nuwe beenmerg, wat die Here vir haar gaan oorplant en dat sy gesond gaan word. Ek vertel vir die duiwel dat hy sal nie my liefling van my wegneem nie. Dat God is in beheer. En God het 'n belofte gemaak. In Maart 2016 moet sy weer gaan vir bloedtoetse. En dit word sommer hier lokaal gedoen in Somerset Wes, so 40 kilometer van ons huis af. Annetjie is baie stiptelik en presies met 'n mens en baie gesteld om altyd op tyd te wees vir afsprake. Omdat ons soos gewoonlik al 8 uur by die hospitaal moet wees, vra sy dat ek haar so 5:30, so 5:30 wakker te maak, sodat sy kan stort en aantrek. Ek het haar kleertjies gestryk, ek het alles reg gekry en selfs gegaan en om haar wakker te maak, maar sy reageer nie toe ek haar roep en sê, liefling, dadelik nie, later gaan ek kyk, maar daar is geen beweging nie. Ek noem weer aan haar, sweetheart, jy moet opstaan, ons moet gaan bloed trek. Steeds is daar geen reaksie nie. Haar oë is wel oop, maar daar is geen reaksie nie. Om haar, die tot groot ontsteltenis sien ek, sy is deur mekaar. Sy weet nie waar aan gaan, sy het 'n geweldige koors. Ek help haar op haar voete. Om haar aangaan, sy het nie geweet wat aangaan nie, sy het 'n geweldige koors gehad. Ek lei haar na die badkamer en was haar en trek vir haar ou kleertjies aan en ek moet haar lei na die motor toe. Ek besluit toe dat dit baie ernstiger is en dat ek gaan ry na die Panorama Hospitaal waar die hermatoloog is wat haar behandel. Ek besef sy is ontsettend deur mekaar. Ek weet nie presies wat om haar aangaan nie. By die hospitaal is ek so emosioneel dat ek nie kan praat toe ek haar daar in die reistool sien sit nie. Ek het haar uit die kar uitgehaal in die reistool gesit.
Daardie selfversekerde mens, wat altyd 'n mooi woord het vir almal, altyd 'n glimlag het vir almal, en skielik so hulpeloos, so verslae. Vriende, dis wanneer jy hier in die woestyn is, en hy roep, koning Dawid roep, hy sê, U is my God. Vriende, dis wanneer die Satan nie wil hê jy moet hom prys nie, dis wanneer ons hom moet prys. Dis wanneer ons moet uitroep, o God, U is my koning. En hy het dit uitgeroep in 'n woestyn vol sonder water. Jy moet weet, die dors is daar, die woestyn is daar, wat jou wil verniel. Hy wil jou doodmaak, hy wil jou lewe van jou af wegneem. Maar daar is 'n God tot binne in die woestyn, wat jou lewe sal verander. Halleluja, ek staan op die skrifte. Hy sê, en God, die Here het weer met sy disippels gespreek en gesê, vir hulle gesê, by die mens is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Ek het dit verklaar, ek het dit geroep. O, vriende, dit is wanneer jy besef, jy staan alleen in die woestyn, en daar is niemand wat vir jou kan help nie. Dis wanneer hy so naby aan jou is. Die apostel Petrus skryf hierdie woorde, hy sê, al ken julle hom nou, al het julle hom nog nie gesien nie, tog glo julle in hom. Al het julle hom nou nog nie gesien nie, glo net aan hom. Vriende, dis wanneer hy op die toneel verskyn, dis wanneer hy vir jou sê, my kind is naby aan jou. Halleluja. Vriende, ons tyd is verstreke, ek moet gaan, ons moet weer toesluitend daar maak, maar ek wil volgende week wil ek aangaan, besluit, dankie dat jy ingeskakel het, en die woorde van almal glimlag, het vir almal en skielik so hulpeloos gelyk, maar as Jesus kom op die toneel, halleluja, hy was 4 dae te laat met Lazarus, maar tog het hy die doodryk geroep. Iemand het eendag gesê, dan God het hom op sy naam genoem, Lazarus, anders het al die dooies opgestaan. O, Pashabanda Balindakai, Here, dankie Jesus vir u liefde. Vader, seën hierdie woord aan ons harte, dat ons hier sal uitstap met 'n salwing van die Heilige Gees. Here, dankie Vader, seën die boodskap in elkeen se hart wat hierna luister. In Jesus naam, dankie Here. Amen.